Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier. Die psalmdigter sê dit is die dag wat die Here gemaak het, soos elke ander dag ook. En daarom laat ons juig en bly wees. So kom ons groet mekaar ook hier met hierdie dankbaarheid vir die genade om dan hier te kan wees vandag. Kom ons gee geleentheid dat julle mekaar kan groet. Vriende, Dominee Santi het 'n bietjie afnaweek en vanoggend verwelkom ons vir Andrei en Annemarie Teart. Hulle sit hier in die voorkant. Hulle is daar in die noorde van Mosambiek, Kionga, en hulle gaan 'n bietjie meer vertel van hulle werk. Andrei gaan ook die woordverkondiging doen. Ek en Andrei het nou in die konsistorie gepraat en ons gemeente is al seker 25, 28 jaar betrokke by Kionga. Op 'n stadium het ons gereeld uitreike ook soontoe gedoen, so heelwat van ons lidmate was daar, ook vir bouprojekte en sommer net algemene ondersteuning. So Andrei, dis vir ons baie lekker om vandag vir julle twee hier by ons in die erediens te hê. En vriende, die kerkraad het besluit die kollekte vanoggend by die deure sal dan vir hulle bediening gaan. By die afkondigings wys dit dat dit vir die synodale aandeel is, maar ons het gevoel terwyl hulle vanoggend hier is, dat ons dan die offergawe by die deure vir hulle gee. Vriende, en dan volgende naweek is dit Imagine, dit is Vrydagoggend, vroegoggend, trek die busse hier van Vredemig af weg, en dit is duur tot Sondag toe. So ons vra die gemeente se voorbereiding, Dominee Santi vergesel die groep, ek dink daar is so 62 sitplekbusse, so dit is 'n groot groepie wat hier van die Weskus af gaan. Dan wil ek iets 'n bietjie meer vertel oor die spitbraai. Vriende, die geleentheid, die gedagte van die spitbraai, dit is iets wat Velderhof se gemeente Laaiplek, wat hulle gehou het so die einde van verlede jaar. En dit was so 'n groot sukses geweest. Hulle het uiteindelik 18 skape op die spit gehad en die mense het heerlik saam gekuier. En toe het ons nou saam met hulle gesels en in samewerking met Stein Fourie, die sanger of kunstenaar, en Laaiplek Hotel gaan ons dan nou die spitbraai geleentheid hier by ons in die gemeente ook doen. So dit is die 2de Mei. Die kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar. So hoe dit gaan werk, daar gaan wegneem etes wees die middag van 2 tot 4 en dan van 6 uur af in die aand is dit dan nou die aansit ete waar mense bedien gaan word. So jy kan die vriende nooi en 'n tafel volmaak en dan bespreek ons vir julle 'n tafel. Ons sal heelwat kaartjies verkoop. Op hierdie stadium werk ons op so 300 mense in die saal en so binne die volgende week of 2 gaan ons dit in ander gemeentes en in die media 'n bietjie wyer adverteer ook. So ons is seker dat ons die saal gaan vol kry. Maak seker dat julle nie hierdie geleentheid mis nie. En dan net so 'n bietjie vir die volgende paar Sondae vooruit. Volgende Sondag verwelkom ons dan vir Dominee Johan Smit, wat sy intreepreek hier by die gemeente gaan lewer. Hy is verlede Sondag bevestig, en na die geleentheid gaan ons 'n tee en 'n eetdingetjie saam met hulle geniet in die saal. En dan Sondag die 13de, dit is die Sondag voor Paasnaweek, is die Paassangdiens weer in die saal, soos verlede jaar. Die van julle wat daar was, sal onthou, dit was 'n besondere geleentheid geweest, waar ons 'n lang tafels gemaak het, en ja, dit was net 'n wonderlike geleentheid, so ons het gevoel om dit vir jaar weer te doen. Dit is Sondag die 13de, maar volgende Sondag sal ons meer inligting gee. En dan Goeie Vrydag is dan daai komende Vrydag. Vriende, lydenstyd is 'n tyd van hertoewyding aan die Here. En hoe wonderlik is dit ons in 'n kerk kan behoort, waar ons vir 'n paar weke kan fokus op dit wat die Here gedoen het vir ons, die prys wat hy betaal het, die pad wat hy gestap het, om net weer ons verhouding met hom ook in oënskou te neem. Ek gaan vir ons net 2 verse lees uit Jesaja 53.
Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Terwyl ons so sit, kom ons luister dan na die volgende lied, Here is Love. En kom ons bid saam. Here, hoe sal ons ooit kan weet wat U regtig deurgemaak het, die prys wat U betaal het, sodat ons vry kan wees. Dankie dat U vir my en elkeen hier in die kerk vanoggend 'n gedagte gehad het toe U aan die kruis gehang het. Dankie dat U die nood van mense raak gesien het en het besef het, maar U kan ons nie so laat vergaan nie en dat U gekom het om ons vry te maak. Here, ons weet nie altyd hoe om dankie te sê nie, want hoe sê mens dankie vir iemand wat sy lewe vir jou opgeoffer het?
Daarom kom ons net vanoggend en wil ons weer aan U toewy en vir U vra, Here, om dan ons lewens ten volle te vul deur die Gees. Help vir ons om 'n lewe van oorvloed te leef. Here, ons wil vanoggend bid ook vir die Imagine geleentheid wat volgende naweek plaasvind. En hoe wonderlik is dit dat soveel jong mense by mekaar kan kom en daar op hierdie besondere manier in U teenwoordigheid kan wees. En verseker is daar baie van hulle wat nie eens weet nie, Here, maar hulle het 'n afspraak met U. En daarom bid ons vir die organiseerders en almal wat daar in beheer is, dat hulle 'n atmosfeer sal skep, dat U Gees vaardig kan wees en kinderharte kan aanraak. En ons weet, Here, daar is soveel jong mense wat al reeds op so jong ouderdom soveel seer in hulle lewens het, soveel dinge wat hulle nie verstaan nie, en soveel goed wat hulle saam met hulle dra. Mag dit 'n geleentheid wees waar hulle net kan oopmaak en hulle pakkies wat swaar is kan neersit en dan die oorwinning en die vryheid wat daar is in U te kan beleef. Ons bid ek vanoggend vir Andre en vir Annemarie. Dankie dat hulle al soveel jare 'n pad met ons gemeente stap. En as ons aan hulle dink, Here, dan dink ons dat U vir ons as gemeente hier geplaas het, maar soos wat U laaste woord ook was, gaan en maak disippels, Jerusalem, Judea, tot in die uithoeke van die wêreld. En dankie dat ons hier kan wees, maar dat ons met ons middele en ons gebede ook deel van hulle bediening kan wees. Dankie dat U oor soveel jare al vir hulle voorsien in hulle behoeftes en 'n pad met hulle loop. Ons dankie vir die deurbrake wat daar is. En ons wil bid, Here, ook vir hulle tyd hier in Suid-Afrika, dat U ook vir hulle sal seën, waar hulle nou binnekort ook gaan terugry Mosambiek toe, dat U ook in die besonder vir hulle sal bewaar op die pad. Here, nou vra ons dat U die erediens sal seën terwyl ons by mekaar is, en dat U verheerlik sal word met vanoggend se byeenkoms. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Goeiemôre. Kom ons raak net vir so 'n oomblik stil, dan luister ons net na hierdie lied voordat ons verder gaan. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wat sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom geskied. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus
Hy wat homself gegee het vir ons sondes om ons te red uit die huidige bose bedeling, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die eerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Kom ons staan en sing ons die volgende lofliedere saam. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee u, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende Kom ons bid net saam. Onse God en onse Vader, is vanmôre vir ons 'n wonderlike voorreg om net hier te wees. Here, ons albei sê vir baie jare, kom ons hierso en vir baie jare kan ons net deel dit waarmee U besig is en hoe U ons gebruik en hoe U besig is om op 'n besondere manier ook U koninkryk uit te brei. En Here, daarom wil ek vanmôre bid, die woord wat ons praat en dit wat ons praat vanmôre, Here, dat dit tot eer van U naam sal wees, en Here, dat hulle geen mens sal sing nie, maar dat hulle U sal ervaar en U sal sing vir wie U is en wat U graag in die wêreld wil doen en met die mensdom wil bereik.
en dat ons is deel van dit, van die groter prentjie. Here, dankie vir die geleentheid, vir die gemeente wat ons skep, om dit wel te kan kom doen, en daarom bid ek vanmôre vir elke mens wat hier is, Here, bid ek vanmôre dat U net hulle harte sal oopmaak, en ontvanklik sal wees, dat hulle nie vir my sal luister nie, Here, maar dat U net deur U Gees in elke mens se hart sal werk, en dat hulle sal hoor, dit wat U graag vanmôre vir hulle wil laat hoor, want ons is hier vanmôre, nie het ons eie vrye wil nie, maar omdat U ons hier geroep het, omdat U ons dit in ons wakker gemaak het om vanmôre hier te wees. En daarom glo ek dat U ook 'n afspraak het met elkeen van ons vanmôre hierso, om te hoor dit wat U wil sê. Bid nou dat U woord wat gespreek word, alles tot eer van U naam sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, baie dankie vir die voorreg wat ons het, soos jy daar kan sien, ons is Andre en Annemarie Theart van die heeltemal in die noordooste van Mosambik, nou as ek praat van die noordooste van Mosambik, dan is dit bo teen die Tanzaniese grens, so ongeveer 25 km van die grens af, teen die kus. Nou vir baie jare is ons daar betrokke, en vir die van wat ons ken, weet dit, en van die wat ons nie ken nie, wil ek ook net so kort oorsig gee, van wat ons is, waar ons is, en wat die afgelope tyd gebeur het, want die afgelope 4-5 jaar sedert 2021 het ons bediening radikaal verander. Vir 15 jaar het ons in die dorp gebly, het ons onder die mense gewerk, het ons met die mense, dis die Makwe mense van Noordoos Mosambik, dis 'n moslim mensegroep, en ons het in die dorp gebly, en ons was moontlik geweest om elke dag met die mense te wees, en met hulle skouers te skuur, met hulle te gesels, en met hulle te kan deel. Maar sedert 2021, wat daar aanval gewees het, en ons huis verloor het, kon ons nog nie weer terug gaan soontoe nie. En moes ons op 'n ander manier, ons begin nie dink het, hoe kan ons werk, en hoe kan ons nog steeds daar betrokke wees, want ons nog steeds geglo, dat die Here het op ons hart gelê, om daar te wees, en om met die mense te wees, en met die mense uit te reik, en om die mense te bedien, maar as ons nie begin dink, hoe ons dit kan doen. Ons kan nie meer elke dag daar wees nie, maar die Here het vir ons moontlik gemaak, dat ons tog wel kon teruggaan in die gebied, ons bly nie meer in die dorp self nie, ons bly so 50 km suid van die dorp, waar ons in 'n veilige omgewing bly. En elke slag wat ons uitgaan, word daar vir ons voorsien, dat ons as gevolg van die situasie, wat baie vloeibaar is, en ons weet nie, vandag is dit veilig, môre is nie veilig nie, so tyd terug, vir 'n week, wat ons nie kon uitgaan nie, omdat daar gesprekke was, of rumors, dit is nou is Afrikaans, nee, rumors, okay, was dat daar wel van hierdie ouens in die bos was, en as gevolg van die veiligheidssituasie kon ons nie uitgaan nie, want wanneer ons uitgaan met 'n militêre begeleiding, om wel te kan doen. Maar ons is die Here dankbaar, dat binne dit, en met al die uitdagings, kan ons nog steeds daar wees, en kan ons nog steeds in mense se lewens inbou, en kan ons nog steeds 'n verskil maak, soos wat dit is. Maar, toe ons in 2021, en ek het dit al baie keer gesê, en ek het miskien al gehoor al, toe ons teruggaan, en die Here het vir ons moontlik maak om einde 2021 terug te gaan, en ons vir eerste keer in die dorp instap, en ons sien die verwoesting wat daar gebeur het, want in Februarie was daar aanval geweest, wat hulle baie huise afgebrand het, ons eie huis afgebrand, en mense het vir baie lank het hulle in die bos gebly, en vir baie lank het hulle nie weer kon herbou nie, en ons kon vir die eerste keer teruggaan, en die mense wat het vir ons moontlik gemaak het om terug te gaan, het toch vir ons gesê, gaan terug en gaan kyk waar julle huis was, gaan kyk na hierdie dinge, en ja, eintlik wat hulle in kort gesê het, kom daar oor. Maar die groot ding wat ons opgeval het, was die hopeloosheid van die mense. Wat ons in die dorp instap en sien, daar is areas wat huise was, en wat daar nie meer huise is, en die hopeloosheid wat onder die mense is, want wat hulle verloor het, was die hele lewe. Ons het 'n huis verloor, ons bediening is geaffekteer, maar ons nog steeds die ondersteuning van julle as gemeente, en ander gemeentes, en ander Christene. Hierdie mense het niks. En dit wat hulle gehad het verloor. En ons het teruggegaan met hierdie visie. En dit is nog steeds wat ons vandag probeer doen, is om hierdie visie uit te dra, is om draers en verkondigings van Christus se hoop te wees, tussen die Makwe mense van Noordoos Mosambik. En dit is belangrik dat ons sê van Christus se hoop sal wees. Want ons wil Christus se hoop vestig. Ons kan met baie dinge besig wees. Ons in die tyd wat ons daar was, het ons gesien die World Food Program, en die ouens het inkom. En vir 'n oomblik om hoop skep deur 'n sak rys te gee. Maar wanneer die rys op is die hoop weg.
want dan is die maag weer leeg. Maar ons wil op 'n ander manier, en net ons blote teenwoordigheid, glo ek, bring Christus in die situasie in. Ons het 'n sendeling daarbo gehad, hy sê vir my, Andrei, wanneer ons hier is, al kan ons nie praat nie, al kan ons niks doen nie, die feit, wanneer ek slaap, dan is ek lig, en ek is Christus se lig. En wanneer ons in 'n situasie inkom, dan bring ons Christus se hoop in die situasie in, en ons wil in daardie situasie waar ons gaan, vir die Makwe mense hoop te skep, wat in 'n konteks lewe, waar mense hoop verloor het. En dit is waarmee ons nog steeds besig is, in steede 2021, waarmee ons kon teruggaan, het ons betrokke geraak met verskeie dinge, verskeie projekte. Ons probeer om nie by baie projekte betrokke te raak, want dit het weer ander negatiewe konnektasies. Maar waar ons kan, het ons betrokke geraak, en ons probeer om 'n verskil te maak. En een van die dinge waar ons nou nog betrokke is met 'n gemeenskapsgroentetuin, wat ons 'n groepie jong mense het, seker 13 mense, wat ons daar by mekaar het, wat ons met hulle pad stap. En het gaan nie net oor groente plant nie, maar stap vind hulle pad om hoop te skep. Want binne dit probeer ons om ook Christus die geleentheid te kry om te getuig en te vertel van Christus en Christus hoop ook daar te skep. Ons kleuterskool is een van ons ankerbedieninge wat ons op hierdie oomblik daar het. Ek het al reeds baie vertel daarvan, en ons is die Here baie dankbaar. Het ons in 2018 begin het, en deur die tyd van COVID is hy toe, en deur die aanvalle is hy toe, en ons kon weer begin, ons kon 'n skool bou, en die 3 Februarie hierdie jaar het ons weer begin oopgemaak, nadat ons laas jaar heel jaar kinders gehad het. En ons kon oopmaak met 63 kinders, 30 kinders in die heel klein klasie, en 30 kinders of 32 kinders, ek is seker in die getalle nie, in die bietjie groter klas, net voordat ons skool toe gaan. En dit is 'n ongelooflike geleentheid wat ons het, want dit is 60 kinders vanuit die gemeenskap. En hierso wat jy kan sien op die vorige foto, is die ouers is daar met die openingsdag. En ons kan vir hulle verduidelik dat ons saam met hulle die kind se hand vat, en 'n pad met hom wil stap. En dit gaan nie net vir ons oor om die kind sekere basiese vaardighede te leer, maar ook in die proses Christelike waardes oor te dra. Maar ja, ons moet 'n baie fyn lyn stap. Want dit is 60 ouers, pare wat hulle kinders aan ons as Christene toevertrou. En ons is Here baie dankbaar dat hulle dit wel doen, en dat ons wel met hierdie geleentheid het om met die kinders se pad te kan stap. En ons stap met die onderwysers se pad om vir hulle te vertel, weet jy, dit gaan nie net oor hierdie kinders nie. Dit gaan nie net om die kinders A, B, C, D of 1, 2, 3, 4 te leer nie, maar dit gaan om vir hulle Christus te wees, ook in daardie situasie. En ons gee vir hulle ook elke dag 'n bord pap, want dit is baie nodig, want baie van die kinders eet nie ordentlik nie, en 'n hongermaag kan nie hoor nie. 'n Hongermaag kan nie leer nie. En ons het gesien met die pap wat ons gee, en die bietjie moringa wat hulle inmeng, en die peanuts, nog 'n mooi Afrikaanse woord, wat hulle inmeng, help dit die kinders. Help dit die kinders om net hulle liggame sterk te kry, en hulle kan hoor en ons sien die verskil wat dit maak. Ons is betrokke by ons het 'n gemeentetjie so ongeveer 50 km suid van ons, en dit is baie moeilik vir op hierdie stadium om by hulle uit te kom, maar om hierdie stadium ook om predikante daar te kry, en ons is Here baie dankbaar dat ons laas jaar 'n predikant kon kry, wat toe, die jongman hierso heel op die punt met die rooi blokkies hemp aan, hy sê Mau, hy is 'n jongman wat hier ons op pad stap, en ons stuur hom, en hy moet die mense voorberei, en die predikant, wat julle seker duidelik kan sien, met sy toga en alles aan in die water, is my baie vreemd, maar dis hoe hulle kerk hou, en dis hoe predikant daar lyk. Kon hulle toe hierdie mense doop, en ons is Here dankbaar dat hulle ook kon nagmaal bedien tydens hierdie geleentheid. Ons is dan op hierdie stadium, het die Here dit vir ons moontlik gemaak, dat ons kan begin het om in Kionga 'n kerkie te bou. Nou baie mense sal vir my sê, hoekom bou julle kerk? Die mense kan maar onder die boomkerk gaan. En al hierdie redenasies wat mense het. Ons het net op 'n punt gekom wat ons besef, die Christene wat daar wel in Kionga is, het nie 'n plek wat hulle eie kan noem, wat hulle kan aanbid nie. Ons het vir baie jare het ons 'n gebou gebruik van die ou weermag, en as ek praat van die ou weermag, is dit nog die Portugese wat daar was, van die geboue wat daar staan. En ons het in hierdie van hierdie geboue kamer gebruik, maar die weermag het al baie, die huidige weermag het al baie daar gekom en gesê, maar ons wil hierdie gebou nou gebruik.
En die Here het vir ons moontlik gemaak, omdat ons nasies kon kry, dat ons hierdie kerkie kan bou, en dis nou 'n tydjie terug, hy's nou alweer 'n entjie verder, waar die Christene net 'n plek van hulle eie kan hê, maar dis vir my meer as net dit. Dis vir my meer as net 'n plek waar die Christene kan hê. Jy weet, Kionga is 'n moslem area. En vir baie jare word Kionga gesing, en soos Albie nou ook sê, dat vir baie jare word uitgereik soontoe. Maar Kionga word gesing op die sendelingsspektrum as 'n onbereikte volk, die Makwes. En alhoewel ons baie jare daar werk, sing hulle dit nog steeds so. En ons het net gevoel, die Here lei ons om hierdie kerk as 'n baken te bou. Om te sê, maar die Here is hier. Die Here is hier op 'n sigbare manier, en ja, dit is nie waar die Here woon nie, maar is 'n sigbare baken, dat die evangelie van Jesus Christus het in Kionga, onder die Makwe mense aangekom. En is nie sonder ander dinge, sonder struikelblokke nie. Byvoorbeeld, toe ek probeer bou het, of was het al 'n tyd gelede, ek het ons die fondasie gelê, ek praat van 'n paar jaar gelede, kon ek niemand op die dorp kry om met die fondasie te bou nie. En ek moes iemand van 'n ander dorp kry, en dieselfde wat nou gebeur het, toe ons op die punt kom wat ons moet bou, toe roep ek die ouetjie wat vir my altyd bou, en ons het al baie projekte saam gedoen, en ek sê vir hom, sy naam is Afomesani, ek sê Afomesani, gaan jy dit vir my bou? Hy is 'n moslim, hy is 'n leermeester daar in sy moskee, hy sê vir my nee, hy kan dit nie doen nie, want hulle gaan vir hom vervolg, hy gaan swaar kry, maar hy gee toe vir ons 'n bouer, wat dit toe wel bou, en ons is Here baie dankbaar, dat ons is waar ons is, en ons vertrou dat hier teen Paasnaweek, gaan ons ook wel inwy, gaan ons mense nooi van ander gebiede, van die ander moete spesifiek, en dat ons almal saam daar kan saamkom, en die naam van die Here kan groot maak. Dan soek ons ook geleenthede, waar ons net kan sit, en saam met mense kan gesels, en met mense kan deel, en op verskillende maniere, op hierso is die ouetjies van die tuin, wat ons praat oor die tuin, maar binne dit, praat ons ook met hulle oor Jesus Christus. En jy weet, omdat ons bediening oor baie jare nou so verander het, en dit vir baie mense nie meer lyk, asof ons werklik sendingwerk doen meer nie. Want ons het ons sendingwerk ervaar as, jy moet uitgaan, jy moet die woord gaan verkondig. En as jy nie dit doen nie, dan is jy nie besig met sendingwerk nie. En baie mense vir my vra, maar ons wil graag sien julle sendingaksies, julle evangelisasie-aksies, en ons moet nie gaan dink oor hierdie goeders. En ons moet nie gaan dink oor, waarmee is ons besig? En ek wil graag vanmôre so 'n bietjie met u deel, as u my gaan verskoon, so 'n bietjie deel oor dit wat die Here in my hart wakker gemaak het. En omdat ons op sending is dit die aard van die saak oor sending, wat ek moet praat, ek kan nie anders nie, want dis wat in my leef. En iets wat die Here in my hart wakker gemaak het, is hierdie Missio Dei, God se sending. Want sien, ons het vir baie jare het ons sending gesien, as iets wat die gemeente doen, waarmee die gemeente betrokke is, en gewoonlik in baie gemeentes, is dit 'n klein groepie mense, wat op die sendingkommissie, of op die sendingkomitee, of op die getuieniskomitee dien, en hulle is besig met die sendelinge, en die sending goed daar ver, en die res van die gemeente is besig, met dit waarmee hy besig is, met sy goeders, met sy programme, en aksies, en die twee is van mekaar geskei. En ons sendelinge beleef daar in die buiteland, beleef ons frustrasie, want ons sien die kerk is besig met allerhande goed, en ons voel hulle met meer besig geraak met sending. En die kerk beleef sending as iets wat omtrent soos die ekstra spaarwiel op die kar is. Die spaarwiel wat jy kan los, as daar nie plek is nie. En hierdie konflik, of ek wil nie dit sê konflik nie, maar hierdie het al die jare, maar ons is die Here dankbaar, hierdie dinge begin verander. Mense begin dit anders sien, mense begin dit anders ervaar. En wat ons bring by hierdie stelling van God se sending. Wat is God se sending? Hoe raak dit my? God se sending, hoe raak dit my? Want ons moet dit verstaan, as ons wil sending verstaan. As ons wil nie ding oor se sending, dan moet ons God verstaan van God se sending, maar ons moet eers weet, wie is hierdie God? Waarvan ons praat, en van wie se sending ons praat. En Jesaja 6 vers 1 tot 3, stel dit baie duidelik.
Waar Jesaja sê, in die jaar van koning Josia se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste deel van sy kleed het die tempel gevul. Kry jy daardie prentjie in die kop van God wat op sy troon is, die almagtige God, wat op sy troon is, en sy kleed wat die wêreld vol lê. Hy sê, by hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. En wat het hulle gedoen? Terwyl hulle voor God se troon was. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, 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 is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie in die kop hou wanneer ek vanmôre praat, want wanneer ek praat van God, dan is dit God, die almagtige God, wat op sy troon sit, wie sy heerlikheid die aarde vervul, en sit van die skepping af, sing ons dat sending was deel van God se hart. Hy sê die gees van God het oor die waters gesweef, en God het uit sy eie vrye wil uit besluit, hy gaan skape, hy gaan die mens skape, hy gaan die wêreld skape. Niemand het God gedwing om te skape nie. Maar God, uit sy liefde uit sy liefde wat hy wil uitstort, op iets skape die aarde. En alles wat daarop is, en binne dit skape hy die mens. En hy stuur die mens met die opdrag. En hy sing reeds van die skepping af. Sing ons raak God se sending, hy stuur die mens om die aarde te gaan vul, te vermeerder, om die aarde te gaan vul. Want God wil sy genade en sy liefde aan hulle bewys. En ons sing in Genesis 3 vers 3, en die mens het nie voldoen aan God se roeping nie. Die mens het geval, die Satan het hom verlei, maar nog steeds, omdat het God is wat uitreik na die mens toe, en God die mens gestuur het om die aarde te gaan vul, verlaat God nie die mens nie. Laat God nie die mens alleen nie. Hy is teleurgesteld, ons sien dit. Want hy het gereeld met hulle kom loop, en het 'n verhouding met hulle gestaan, en skielik is hierdie verhouding gebreek. Maar hy verlaat nie die mens nie. Want sy sending is om sy liefde en genade aan die mense oor te dra. En wanneer ons praat van God se sending, kan dit 'n wye definisie daarvan is God wat sy liefde en genade aan die mensdom wil betoon. En hy maak 'n belofte in Genesis 3 vers 15, hy sê, en weer eens vrylik vertaal, verskoon my, hy sê, ek gaan iemand stuur wat die vyand gaan verwoes, maar wat die verhouding tussen my en die mens en julle weer gaan herstel. En so sing ons God deur die Ou Testament, hoe God 'n pad stap met die mense. In Genesis 12 roep hy vir Abraham, en hy sê vir Abraham, ek gaan jou seën, en ek gaan jou groot volk maak. Nie sodat jy lekker onder jou boom kan sit en kan sê, ek het baie skape, en ek het baie kos, en ek het baie mense, en ek het baie kleinkinders, nee, sodat jy 'n seën vir die ander nasie sal wees. Sodat jy 'n seën tot 'n seën verander sal wees. Nou weer eens, kan 'n ou vra, hoekom het God vir Abraham geroep? Abraham, daar's geen rede nie, maar God het gekies om Abraham te roep, om in Abraham 'n nageslag te vestig, was 'n instrument, sodat hy aan die wêreld bekend gemaak kan word. En dit sing ons in die geskiedenis van die Joodse volk, sing ons, dat God hulle gekies het, as sy volk, sodat die nasies deur hulle geseën kan word. En ek weet, ek maak nou weer 'n ander, ek maak hier die deur oop, ek noem dit net. God het hulle as instrument gekies, sodat hy sy liefde en genade aan die ander nasies kon oordra. En weer eens sing ons, dit is God besig met sy sending in die wêreld. God besig om sy liefde en genade aan die mensdom oor te dra.
En hy gebruik hulle as instrument in die Nuwe Testament, kom ons en hy stuur vir Jesus Christus, sy eie seun, en hy vervul die belofte in Genesis 3 vers 15. En hy stuur sy seun om te sterf aan die kruis, met een doel voor oë, sodat hy en die mens versoen kan word. Sodat ons as mens God se liefde in aksie kan sien. Want die kruis is die grootste daad van liefde en genade. En dit is God se sending in aksie, in lewende lywe sterf Jesus aan die kruis en hy bring versoening tussen God en mens. En Jesus gee toe aan die einde van sy bediening op aarde, toe gee hy opdrag aan sy disippels, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. En ons sien weer eens dat God kies weer eens sy disippels as die instrument, deur wie hy aan die wêreld bekend gemaak kan word. Want dit is Jesus se opdrag aan sy disippels. Dit is nou in julle hande. Ek het gesterf aan die kruis, ons het die pad gestap tot hier, van die skepping af tot hier, nou gee ek dit vir julle. Dit is nou julle taak. Dit is God se keuse gewees. Hy gee dit vir sy disippels, hy sê, dit is nou julle taak. Gaan maak disippels, dra my genade en liefde uit aan die wêreld daar buitekant. En dit bring ons waar ons vandag is. Wat is my plig? Hoe raak dit my? Elkeen van ons wat hier sit, wat vanmôre sê, maar ek is kind van God. Johannes 1 vers 12 sê, wanneer ons Jesus wanneer ons hom aangeneem het, gee ons die reg om kinders van God genoem te word. En wanneer ons 'n kind van God is ons sy disipel, ons is sy volgeling. En dit is waar dit my raak. Dit is waar hierdie opdrag vir my raak, want ek is nou daar die disipel. Die disipels in Jesus se tyd het hulle werk gedoen. Hulle het die wêreld ingegaan. En hulle het die evangelie gaan verkondig. En hulle het gaan vertel van hierdie groot God, wat so magtig is van die skepping tot daar, het hy gewerk en het hy sy liefde en genade aan die mense blootgestel. En dis waar ons vandag sit, hoe raak dit my? Ek is kind van God en ek het die verantwoordelikheid om God se sending verder te vat. En wanneer ons dan praat van God se sending in ons huidige konteks, dan moet ons wegbeweeg van die gedagte af, dat dit 'n sending is daar ver. Want God se sending is nie net daar ver nie. God se sending begin hier in my hart, in my binneste. Dis waar dit begin. En hy sê in Handelinge 1 vers 8, hy sê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, waarso in Jerusalem, Samaria, Judea, tot aan die einde van die aarde. En ons het baie keer, en dit is maar my afleiding, sê Jerusalem is hier ons dorp. Maar ek wil sê, Jerusalem is hier binne in ons, hier, waar ons moet begin, om God se sending uit te leef. En hoe doen ons dit? En wat se impak het dit op ons? En jy weet, wanneer ons so begin dink oor sending, dan beraak die kerk se aksies, is nie maar net aksies nie. Dit waarmee die kerk en die gemeente besig is nie maar net om die gemeentelede besig te hou nie. Maar dit is gerig daarop, om God aan die wêreld bekend te stel. En elke aksie, elke bediening, spitbraai, is gerig daarop, om God aan die wêreld bekend te stel. En ons is deel met God se sending, deel van God se sending in die wêreld. En nou is dit nie meer 'n geval van, ons is hier besig met ons goed, en Andre en Johannele en wie hulle ook al nog ondersteun, is daar besig, en ons kyk maar hoe ons hulle kan ondersteun, en nee, wanneer ons met God se sending besig is, dan is ons as gemeente in Kionga betrokke, om die makwes van Christus te vertel. Jy's betrokke, want jy's besig met God se sending, jy's besig om te bid, jy's besig op watter manier ook al, is jy besig. Wanneer iemand groet by die deur, groet jy maar nie net iemand, en wees maar net vriendelik nie, jy's besig met God se sending.
Wanneer die armes gehelp word, is jy besig met God se sending. Kan jy sien hoe hierdie goed is in mekaar steek? En hoe ons gedagte rondom sending nou verander, want dit het in my lewe dit 'n verskil gemaak, toe ek by hierdie vers uit, toe ek by hierdie gedagte vir my 'n werklikheid begin word. Want skielik is ons besig met God se sending, wanneer ons besig is met groentetuin maak, is ons besig om Jesus Christus aan die wêreld bekend te stel. Wanneer ons besig is met kleuterskool, is ons besig om God aan die wêreld en sy genade en sy liefde bekend te stel aan die wêreld. En ek wil hê dit moet vanmôre net by julle net as julle net iets daarvan kan snap vanmôre, wat hierdie groot God wat op sy troon sit en wie se soem en sy heerlikheid die aarde vul, is die God wat ons roep en wat ons gekies het om ons te gebruik. Jy moet hoor, hy het gekies om ons te gebruik. Nie omdat ons so smart is, of ons so mooi is, of ons so ryk is, of ons so arm is nie. Maar hy het gekies om die mens te gebruik, om sy sending, en sy liefde, en sy genade, aan die mensdom bekend te maak. Elkeen van ons is deel van dit. Maar waar begin ons? Waar begin ons? En dit bring my, eintlik nou op die einde, na die tekstdeel van vandag toe. Wat Jesus met sy disippels praat. En hy sê vir sy disippels, dit is op hierdie moment waar hulle in die bokkamer by mekaar is. Hulle lewe staan op die rand van radikale verandering. Alles soos het tot op daai stadium geken het, gaan verander. Judas is klaar die vertrek uit. Hy is op pad om Jesus te verraai. Jesus gaan binnekort gevange geneem word. En wat is die laaste woorde wat Jesus vir hulle sê? Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is baie, as 'n mens stil staan. En onmiddellik my gedagte, toe ek dit lees, was dit, maar ons moet ons naaste lief hê. Want hy sê tog vir ons, en toe hulle van vra, wat is die grootste gebod? Toe sê hy vir hulle, die grootste gebod is om die Here jou God lief hê. Tweede gebod wat daaraan gelyk is om jou naaste te lief te hê as jouself. En onmiddellik, wanneer ons hierdie lees, dan dink ons, my naaste. My naaste, maar Jesus praat met sy disippels. Jesus praat nie met die wêreld nie, Jesus praat met sy disippels en hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Dit beteken nie daai een wat hy gesê het is verby nie. Hy sê, hier is nog iets, hier is nog 'n gebod waaraan julle moet voldoen. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief gehad het. Hoe het Jesus hulle lief gehad? Jesus staan op die punt om sy lewe vir hulle te gee. Opofferende liefde, 'n liefde wat nie veroordelende liefde nie. Dit is hoe Jesus sy disippels lief gehad het. Selfs Judas het hy nie veroordeel, hy het hom aan sy tafel toegelaat. Judas het sy eie keuse gemaak. Maar hy sê, julle moet mekaar so lief hê. Want hoekom? Want dan, dit is hoe almal sal weet, julle is my disippels, as julle liefde teenoor mekaar het. Vriende, die wêreld ry daar buite verby en hulle sien ons is in die kerk. En ek dink nie hulle dink, daar's nou 'n klomp disippels van Jesus besig. Nee. Die meeste van hulle ry net verby, hulle slaan seker nie eens ag daarop nie. Maar hy sê, wanneer ons mekaar hierso, binne in die kerk, so lief het, soos wat hy ons lief gehad het, sal die wêreld weet, dat ons sy disippels is. Dit is die teken. En ons het vir baie jare, en ek glo, ons almal sukkel daarmee. Want dit is makliker om die ou daar buitekant lief te hê, my naaste lief te hê baie keer, nee. As om my broer en my suster, wat hier in die kerk sit en langs my sit, om hom lief te hê, met opofferende liefde. Maar wanneer ek kyk het na hierdie dinge, dan sê ek, as ons moet werklik erns maak, met God, en sy sending, en dat die wêreld Christus moet ken, dat die wêreld Christus se liefde en sy genade, sy barmhartigheid, sy deernis moet ervaar. Hulle gaan dit nie ervaar, as dit nie deur ons ervaar nie, maar ons, met die verantwoordelikheid om erns te maak daarvan. En te begin,
om na mekaar te kyk, en na my broer te kyk, en na my suster te kyk, en te sê, ek het jou lief, soos wat Christus my lief gehad het. En dit is vir my die kern van sending. Dis waar sending begin. Dis waar het begin. Want wanneer ek daar die liefde het, dan gaan daar die liefde uitvloei na buitekant toe. Dan gaan daar die liefde vloei tot in Kionga, tot in Namawi, tot waar aan die uiterste van die aarde is. Dit kan nie anders te nie. Dis 'n damwal wat breek. Dit kan nie gekeer word nie. En ek wil julle los met hierdie woorde vanmôre. En ek wil bid dat die Here dit in julle sal wakker maak, dat julle werklik sal kyk, waar en hoe is ons betrokke? En wat is my motief vir betrokke wees? Is my motief maar bloot net om myself besig te hou, bloot net om op die kerk se register te wees en te sê, Kosie is betrokke by die barmhartigheidsdiens? Of is my betrokkenheid om God se liefde en God se genade aan die wêreld bekend te stel? Alles wat ons doen, wat ons as gelowiges doen, en wat ons hier in die kerk doen, dit moet ons doelstelling wees. Maar, dit begin hier, begin tussen mekaar. Dan sal God verheerlik word. Ons sê vir u baie dankie. Baie dankie vir u bydraes as gemeente, baie dankie vir u gebede as gemeente, baie dankie dat u ons dra, dankie dat ons daar kan wees met die wete, dat julle, you've got our back, as ek het so kan sê, julle is saam met ons, julle is daar, en deur julle betrokkenheid, kan ons daar wees. Ons sê vir julle baie dankie. Kom ons, maak dit ons oë toe, dan bid ons. Onze God en onze Vader, wanneer ons aan die einde van hierdie gesprek kom, dan kan ons nie anders as om net in verwondering te staan oor wie en wat U is nie. Kan nie anders as net in verwondering te staan dat U van die skepping af gekies het om ons as mens te gebruik om U genade en liefde aan die wêreld bekend te maak. Here, U kon engele gestuur het. U kon die hemelwesens gestuur het. U is by magte om 'n woord te spreek en almal wat op aarde is, sal U ken. Maar Here, U het gekies. U het gekies om ons te gebruik. En Here, ons staan net in verwondering daaroor. Maar Here, help vir ons vanmôre om elkeen van ons, wanneer ons op hierdie pad stap wat U vir ons geroep het om te stap, Here, dat ons nie van ons broer en ons suster, wat saam met ons hierdie pad stap, sal vergeet nie. Here, dat ons waarlik teenoor hulle U liefde sal uitdra, sodat die wêreld kan weet, ons is U disippels, sodat die wêreld U kan ken. Dit vra ons vanmôre in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, ons gaan die broers wat kollekte opneem, kan kollekte opneem. Dankie. Maak dit so toe asseblief. Dankie Here vir die voorreg wat dit het om te kan gee. Dankie Here dat U vir ons offervaardig maak. Ons bid Here dat die aanwending van hierdie offer sal seën en dat dit tot uitbreiding van die koninkryk sal wees en U daardeur verheerlik sal word. Amen. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die volgende lied saam. Gaan dan heen. Was 'n slotlied. Baie dankie. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lief, gaan leef my liefde, my kind
ek lei jou deur my Heilige Gees, die Seun van God, die enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om te dra as jy swak is en jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.